maar sy krag. Halleluja. Pastoor Hardes, baie welkom hier by ons in Suid-Afrika. Halleluja. Wil jy vir ons open met gebed asseblief? Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons vanoggend weer so by mekaar kan kom, Here. Dat ons die naam kan oplig vanoggend, Jesus. Daar is vanoggend maar net een naam bo alle name, Here. Here, ons kan vanoggend maar watter kant toe, Here. Maar daar is net vanoggend Jesus, Here. Here, sonder Jesus is ons vanoggend niks nie, Here. Here, ek bid vir hierdie diens, Here. Ek bid vir die salwing, Here. Die salwing wat die jukke sal verbreek vanoggend, Here. Ek bid, Here, vir die prediker, raak tog sy tong aan, Here. Met 'n koel van vuur uit die hemel uit vanoggend, Here. Bid vir die musieke, Here. Seënend sal vanoggend, Here. Here, ek bid dat die Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek, Here. Here, spreek tog vanoggend oor die lippe van klein met die volk, Here. Ons prys U, ons eer en ons aanbid U, Here. Met baie danksegging. Amen en amen. Amen. Prys die Here. Kom ons staan op en ons sing lekker saam tot eer van die Here. Wonders trek uit jou, wonders.
Heilige Gees nie. O Here, ek bid vir meer salwing in ons lewe, meer van U, minder van onsself, die heerlikheid van God oor ons. Amen. O in Jesus naam, Here, dat ons U heerlikheid sal word op hierdie aarde, dat ons sal skyn soos 'n lig in hierdie donker wêreld. Here, alles sal moeiliker gaan, maar vir God se kinders, ons sal opgaan. Halleluja, halleluja. God is met ons tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Dankie Here Jesus. Here, dankie my God, die mooi werk wat U in ons beginne. Here, U is nie 'n mens dat ons sal los langs die pad nie. U self sal dit volëindig. Dankie Here. Amen en amen. Ek is verlos, Here. Halleluja, ek gaan gou die speel. Of is daar iemand wat vanmôre getuie het tot eer van die Here? Halleluja. Niemand nie. Jy speel maar eers van die naam. Huh? Dit mag gesê. Ek kan sien dat ek hom nie kry nie. Ja, kom maar, ek gaan hom gou speel. Luister hierdie dierbaar, dit het my so aangegryp. Sy hart daar behoorlik, sy hande aan my. Jy moet het eers die ding op jou noem was. Jy mag het. Ja,
getuig. Ek groet die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Baie welkom in Jesus se kerk. Jesus se kerk. Ek het vanoggend vir pastoor gesê, ek is op pad na Jesus se kerk, toe die maatjie jy moet klaarmaak, ek moet gaan. Jy weet, as jy 'n werk by die Here het, moet jy 100% dissipline hê. Hè? As jy dissipline by jou werk het, moet jy nog meer dissipline hê. Maar ek wil net vir julle sê, julle sal van my moet drinkval staan ek op met goud in. Want ek gaan een van die dae so smile dat ek moet weer gaan ophou. Waar drink goud in. I'm glad because Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Daar is net een wat jy kan optel. Daar is net een wat jy kan oplig. En sy naam is Jesus. En is hy getrou? Hy is verskriklik getrou. Maar jy moet getrou wees. Jy moet op die plek kom waar jou staanplek moet wees. Ja. Nog iemand wat getuig asseblief om die ding was reg om te wees so. Is daar nog iemand wat wil getuig? Ek sê ook goeiemôre aan al die broers en die susters in die gemeente. Dit is lekker om vir 'n slag weer in die kerk te wees. Daarom wil ek jou volgende aanmoedig, as jy die geleentheid het, sorg dat jy in die huis van die Here is. As jy Sondag die kans het, moenie by die huis bly nie. Ja. Maak 'n plan, kom in die huis van die Here. Dit is nie altyd maklik nie, maar ja, maar weet die Here is so goed vir my. Ek het 'n winkel ook gemaak hierdie week in Pofadder. En ek was so bekommerd geweest Sondag dat ek nog nie gaan klaar kry nie. Maar hier by Dinsdag aan, toe sit ons rond, toe weet ons nie meer wat om te doen nie. Toe is alles klaar en alles is op datum. So ek wil net vir die Here sê, dankie dat hy vir my 'n gesonde verstand gegee het. Bluetooth mode. Dat ek my verstand kan reg aanwend. En dat ek my verstand kan gebruik. Onthou dit wat die Here vir jou gegee het, die kennis wat jy het, gebruik dit. Alles, as jy bietjie het, gebruik jou bietjie kennis. As jy baie het, gebruik jou baie kennis. Maar gebruik dit tot eer van die Here. En donderdagoggend moet ek die speech doen, want niemand wil die speech, almal is bang. En ek gryp by mic en ek begin praat en so op 'n stadium I couldn't speak anymore because I'm getting too emotional. En dit is dankbaarheid. Dankbaarheid. Nee, dankie Here dat U vir my goed is. Dankie dat U my gehelp het, want niks wat ek vandag het of wat ek vandag doen, kan ek doen sonder Jesus. Ons kan nou maar wat doen as wat ons wil vandag, né? If it's not Jesus, Ja, waar. it's not worthy. Ek wil jou bemoedig vanoggend, hou vas aan Jesus. Yes. Hy is die enigste weg en waarheid in die lewe. Waarheid. Amen. In Engels, hou vast to Jesus. Prys die Hold Here. on to Jesus. Ons luister gou hier. Every time you miss your time of prayer, every time you miss your time of reading the Word, as a Christian, you're in trouble. And every time you hear the gospel and do nothing about it, you're in trouble. You're in eternal trouble. Because living inside of your body is a spirit, and that spirit lives forever, either in heaven or hell. And you're taking a chance every time you hear the gospel and do nothing about it. Adam and Eve fled from God's will. They rebelled against God, and the human race is suffering the effects today. Samson was raised up of God, a mighty man, a strong man, a man of God, who had taken the Nazirite vow. But sin led him astray. And finally, he was blinded, put in prison, and ground at the mill wheel. David, the man after God's own heart, also became guilty of sin. He became guilty of adultery and guilty of murder. And he suffered for it the rest of his life. God forgave him, but the scars remained. And many of you are trying to flee from God tonight. You know that you need a personal relationship with Christ. Many of you go to church. Most of you, I imagine, in this audience tonight, go to church. Most of you have been baptized, or you've been confirmed, or whatever in your church. But you're not sure that Christ lives in your heart. You're not sure that your sins are forgiven. You're not sure that if you died, you'd go to heaven.
If you have a doubt about it, you ought to settle it this very night. You're fleeing from God. Many of us flee by travel. You know, we live on airplanes, and that is when the controllers allow us to fly. And we live in hotels or motels. And we see people traveling in airports. Thousands of people. And I just wonder where they're going. Many people are so restless today that they just want to travel from place to place. They can't sit still. We met a couple this summer, my wife and I did, and they have homes in different parts of the world. And they said, we're so restless, we can't stand any place more than 2 weeks at a time. Then they get on a jet and go to another place. Restless, fleeing. And many people flee into the lust for things. You see people just buying for the sake of buying, and there are many people that have become compulsive shoppers just as they're compulsive drinkers. Have to buy. Cannot have any money in their pocket, they have to spend it. Sorry mense, was die ene net ek net goed kyk of die reg is. Ja, dit is waar wat jy sê. Ja. As jy Jesus in jou binnekant het, het jy vrede, jy wil op jou hoor. Ekskuus mense. Ja, hierdie een. Wie is hy? Luister hierdie. These signs shall follow them that believe, not the evangelist, not the pastor, not the teacher, not the apostle, not the bishop, but these signs shall follow the believer. Every believer, and I'm talking to you now, if you're a believer, you should have signs following you. Ja. Now we got it wrong today. Instead of we seeing these signs following the believer, we see the believer following the signs. Yes. They hear God's doing something over here, they run there. Why don't you have your own signs and do what He's called you to do? I had a young boy in my church in Newark. I anointed, sometimes I anoint their head, I pour oil on them. Yes. Sometimes I anoint their hands. Sometimes I make them take their shoes off. I anoint their feet. This one time I anointed their hands, and then I put a bottle of oil in their hand. I said, now go find somebody that's sick and heal them. Amen. That's awesome. Heal them. Don't pray for them. Amen. Yes. And there was one young man, I was in a revival, and I didn't see him. I saw his buddy, and I said, where's Pat at? 4 days. And he said, he's in jail. I said, well, what's he doing in jail? He said, they're listening to you. He put that bottle of oil in his hand, told him to go to find somebody that's sick. So he went to the hospital. Oh. He said, well, that must be where sick folks are. Yes. And he went into the hospital. He had no exhorter's permit. He has no license. All he has is a bottle of oil. He's a believer. And he went into the hospital. He didn't know you signed in with a chaplain. He just got on the elevator and pushed the top button. Went to the top. And he went through every room and anointed them with oil. And he laid hands on them and said, now God's healed you, go on home. And they were all going home. You know them gowns they have with the opening in the back? Put a coat around them and these slippers, and they're going out. And the nurses saw them. Oh, where are you going? The doctor said we're healed and told us to go home. They thought he was a doctor. They didn't know what he was. He left that floor and went down to the next floor and went in the trauma ward. These are accident victims. Yes. People in slings, weights hanging, legs up in the air, heads bandaged because of accident. And when he went in there, there was a half a dozen doctors around the bed ministering to a woman, and she died. And now he didn't go in there shouting and talking in tongues. When he saw them over there ministering, he just fell into the wallpaper and waited till they got done. Yes.
And they all filed out. And when they all got out, he came out of the wallpaper and went to that woman that just expired. They pulled the sheet over. Now this boy, he ain't got no sense. He had no sense. Thank God. Yeah. And he went over to that woman that died and pulled the sheet back. Every eye in that trauma ward was on this boy. Even the man with his leg up. And he pours that oil on the woman. He rebukes death in the name of Jesus and commanded life to come back into her body. She began to spit and sputter about 7 different times until life come back in her being. She got up off of that bed and started running around that hospital room. That man with one leg up, hey, he's waving. Hi, over there. Bring that oil bottle over here. If it'll get somebody out from the dead, it'll heal me. And here they are asking him for it now. They're begging for it. Yes. And they arrested that boy for disturbing the peace. Disturbing the peace. That wonderful? I'd love to see the church get arrested today for disturbing the devil's peace and cast him out. But here he was. Now back in those days, Yeah. you could get out on the $20 bond. And I didn't see him in church, so I said to his buddy, "Where's Pat at?" He said, "He's in jail." Well, what's he doing in jail? He said, "Listening to you." And I said, "Oh, maybe I better go bail him out." But the Lord constrained me and said, "No, leave him alone. I'm not done with him yet." Yeah. And here, when he come back shouting. And when he come into that church shouting, I said, "Lord, if that's the result of being arrested, put all my folks in jail." This is what he was experiencing. So I said, "Come on up here, Pat. I know you got a testimony." Oh my goodness. And he told that story. And he said, "You see, when they arrested me," he said, "I was in jail, but you know, when you have freedom of the jail, disturbing the peace, you're not a hardened criminal." And the judge happened to see his name on his docket. Yes. And the judge got aggravated at the arresting officers for keeping that boy in jail for so long. Yes. He said, "Get him and bring him in here now." And the judge apologized to him and said, "I'm sorry, sir. They shouldn't have kept you." "Oh," he said, "Your Honor." He said, "Jesus arrested me." He said, "Say what?" He said, "I thought I heard everything blamed on Jesus." And he told the judge the story that I just told you. And he said, "You see, Your Honor, when they took me to jail, I still had some oil left. And I've been laying hands on the prisoners and anointing them with oil." And he said, 5 minutes ago, the jailer got saved. So you got me out just in time. And the judge brings the gavel down and said, "Case dismissed." And he said, "Son, come here. This is the best part." He leans down and says, "Son, go buy some more oil." Here's the indictment. He said, God knows the church isn't doing Yes, what Lord. he commanded. Yes, Lord. So you go get the oil and do what he commanded you to do. That's a judge. The church. What an indictment against the church. All we have is a little social gathering, Yes. sing a few songs, take an offering, and then go home. Sad. While the world is dying in their sin, a world is waiting for somebody to come that believes that word, that'll lay hands on them and not just pray for them, but heal them. Jesus, when he sent them out, he said, "Heal the sick." He didn't say pray for them. Heal the sick, cast out devils. Freely you received it. Now you freely give it. What? Praise God.
Kind van die Here, is dit nie aanklag vanmôre? Is dit nie aanklag vanmôre? Waar staan ons? Ons laat anders toe aan iemand anders toe. Dankie broer, kom op sit daar. En die duiwel lag vir ons. Want ons is so busy doing nothing for the Lord. Dat ons gewoond raak aan busy doing nothing for the Lord. En ons tyd loop uit, kind van die Here. Hoor mooi vanmôre. Elkeen van ons is verby ons beste tyd. Myne is nog nie verby nie, dit kom nog. Amen. Prys die Here, maar ek vra net, wat het jy hierdie week gedoen om een siel vir die Here Jesus Christus in te bring? Is my pastoor se werk, nie die pastoor se werk nie. Die pastoor baar nie skape nie. Dis skape wat skape baar. Kom kind van die Here. Kom ons vat hierdie vanmôre en ons sê, Here, geef my 'n bietjie olie dat ek hospitaal toe sal gaan en dat ek sal gaan salf. Omdat ek gesond maak, nie omdat God gesond maak. Weet jy, ons gaan nie meer nie, want ons glo nie meer God vir wie hy is nie. Is dit waar? Ons loop in daai vraag, sê maar nou net dit werk nie. Sê maar nou net jy dit nie gedoen nie en dit sou gewerk het. Amen. Is dit waar, kind van die Here, maar God ons jou. Hoor gou mooi man, weet jy, ek het min in die hospitaal gekom, maar toe ek lê in die hospitaal met hartversaking, toe gebruik die Here my. Want toe sit soos 'n skaap wat vasgemaak is. Toe moet ek rondom my begin bedien, kind van die Here. Maar God ons help terwyl ons buitekant is, dat ons binnekant toe sal gaan en ons hande op siekes gaan lê en hulle gaan sal. Wie van julle voel vanmôre, Here, ek vat dan baie mis in die God. Is dit waar vanmôre? Kom ons gaan doen meer vir Jesus. Ek sê weer man, maak vir jou skatte nie. Weet jy, Jesus seker teen julle, omdat julle nie vir die siek. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie preekie het my gevang. Vir my laat besef, Here, ek is so besig. Maar waarmee is ek die besigste in my lewe? Mag God elkeen van ons help. Die Here seën. Prys God. Here, ek bid vir vanmôre se woord. Salf my lippe, raak my aan met 'n kool van die altaar, dat U naam verheerlik mag word. In Jesus naam. Amen. My tema vanmôre, dit is Jesus, is wat deur God bestem is as regter van lewende en dode. Kind van God, hoor vanmôre, ons kan doen wat ons wil en hoe ons dit wil doen, en buitekant God se wil of binnekant God se wil. Maar hierdie Jesus gaan ons eendag oordeel. Hy gaan daai woord oopmaak en hy gaan sê, my kind, wat het ek vir jou opdrag gegee in my woord? Gehoorsaam, my kind van die Here, is beter as offergawe. Kom ons raak net, dis so maklik om die Here te dien. Dis raak net gehoorsaam aan God se woord. Amen. Loop in daai nou paadjie, pastoor Pieter Swanepoel sê, die potloodstreepie. Hoor mooi vanmôre man, om op 'n potloodstreepie te loop, moet jy aandag gee waar jy loop. Jy moet voetjie vir voetjie loop, is dit waar? Want jou lyn moet reg wees. Weet jy, ons loop net soos ons wil. Ons kyk nie meer, Here, is ek op U pad? Of is ek in U pad, Here? Amen. Ons moet op God se pad kom en nie in God se pad, dat God nie kan werk nie. Daarom moet ons nou gesê wandel, sodat mense sal sien wat 'n wonderlike God het. Dit gaan nie oor my nie, man, dit gaan oor Jesus. En ek wil weer vanmôre vir jou sê, as jy geval het, gaan na die Here toe, val op jou knieë en sê vir God, Here, ek het gesondig en dit ontbreek my aan die heerlikheid van God. Here, ek was nie gehoorsaam aan U wil nie. Here, ek het vanmôre gehoor, vat die bietjie olie en gaan doen iets daarmee. Gaan doen iets met die bietjie salwing wat jy het. Halleluja. Ons is so besig om salwing te soek en God gee vir ons salwing, maar ons is nie gebruik nie. As daai man nie in die geloof gegaan het met daai bietjie olie nie, dan wil ek vanmôre vir jou sê, daar het nie wonderwerke gebeur nie. Daar het nie, en ek sê vir jou, uit daai hospitaal het baie mense uitgeloop wat God gedien het. Oor een menslik gesproke, onnosele mens, want hulle sê mos gou ons is onnooslik, as ons God vat op sy woord. Is dit waar, kind van jy, het dooies opgestaan, het mense gesond geword, net oor een ding, hy was gehoorsaam aan God se opdrag.
Amen. Mag Jesus my help, dat kind van die Here ek nie eendag voor God sal verskyn, en hy sal sê, my kind, waarom het jy nie gedoen? Weet jy, ons hamer so op, ek doen nie meer dit nie, ek drink nie meer nie, ek hoor nie meer nie, ek rook nie meer nie, maar doen ons die oproep wat God vir ons gegee het, om te gaan siele losmaak vir die Here, halleluja, want hy gaan ons oordeel. Hoor mooi, ek doen nie hierdie deur mense gesien te word, die kind van die Here. Ek het nie nodig om 5 uur in die oggend op te staan en boodskapies te stuur nie. Is dit waar, kind van die Here? Maar weet jy, die dwang is my opgelê en dit maak my opgewonde. Elke een wat ek wegstuur, stuur ek nie maar net weg en skiet in die donkerte nie. Ek sê, Here, dat dit sal tref, daar waar dit moet tref. Halleluja. Here, geef my die regte boodskapies om uit te stuur. Ek weet baie kere, as sê mense, ek stuur te veel boodskapies uit op 'n oggend, maar dan wil ek vanmôre vir jou vra, as jy dit begin sê, wat sal hongerte is in jou? Ja. As jy dit gaan uitgee, kies dan wat jy wil uitgee en stuur hulle uit. Moenie dat dit stop by jou nie, kind van die Here. Ek vra vanmôre, skiet ek 'n spoot. Wanneer laas het jy 'n boodskapie vir iemand anders te gestuur? Ek praat hier kinderstorie nie. Ek praat 'n woord van God om ander mense wakker te maak. Ja. Hierdie boodskap gaan ek in hierdie week uitstuur op die groep ook. Amen. Hy is wat deur God bestem is as regter van die lewe en die dode. Ons almal gaan voor die regterstoel van God verskyn. Kind van God, hoor mooi vanmôre. Of jy lewe en of jy sterwe. Hoor gou mooi vandag, mense wat glo nie weggeraap het. Hoor mooi vandag, kind van God, jy gaan verskyn voor God. Maak nie saak of jy deur die verdrukking gaan of weggeraping nie. Jy gaan voor God gaan jy verskyn. Dit wat jy gedoen het, was dit reg of was dit verkeerd in God se oë? Handelinge 10:38 as jy jou Bybel by jou het. Handelinge 10:38. Prys die Here. Dankie. Dit jy hom Handelinge 10:38. Ekskuus, ek moet voor die tyd dit gee. Ons is net anders plus. Ek wil gou getuig, man. Weet jy, ek het kontak gemaak met 'n man op Facebook, is 'n swart man. Ek vertel net oor vir Broer Neil, 'n man van God. Ja, Ek het hom genooi om vanoggend Parow gemeente te gaan besoek. Hy begin nou die dag vir my en vir Selma bid. Ja. Dis die liewe Jesus ding. Sal van my dak. Ek sê vir jou, die trane het geloop. En weet jy, daai man vat geloof, soos ek lanklaas gehoor het oor ons sal. Ja. Hy sê, Here, I claim it in Jesus' name. Ja. Hy sê, over a week you'll phone me and tell me you've got the money. Hy ken ons nie regtig nie, maar weet jy, in sy binneste is daar iets, Here, daar moet 'n kerk gebou word vir God. Ek vra vanmôre vir jou, wanneer laas het jy geroep na die Here toe en gesê, Here, ek vat my as my sakkie en ek skud die geld uit en sê, Here, ek roep die geld. Weet jy nie, in plaas van daai praat jy saam met die mense, dit sal nooit gebeur nie. Is dit waar? Dit wat jy praat, sal jy sien, kind van God. Maar ek praat, ons gaan die kerk bou. Halleluja. En ek het die bouer gekry en gesê, man, ons bou baie groter as wat ons wou gebou het. Hy sê, is dit nie bietjie groot vir Portable? Ek sê, is 'n bietjie klein vir Portable. Amen. Prys die Here, halleluja. Ek vra, wie is hierdie een wat sê, ek wonder wat het gebeur? Het daar dan nou iets gebeur of laat jy iets gebeur? God het nodig mense wat iets laat gebeur. Is dit waar? Soos jy by jou werk is, moet jy 1000 maal meer vir God se werk wees. Ja. Is dit waar? Want hy sê vir jou, moenie vir jou skatte op hierdie aarde bymekaar maak nie, maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar, daar waar die rot en die roes nie kan verwoes nie. Ja. Amen. Met betrekking tot Jesus van Nasaret, het God hom gesalf met die Heilige Gees en met krag. Weet jy, kind van die Here, Jesus is 'n salwingdraer. Hy was gesalf deur God. En die dag toe ons tot bekering kom, toe kry ons daardie selfde salwing
As jy daai salwing, as jou emmertjie leeg gelek het, gaan maak hom reg en sê, Here, ek het weer u salwing in my lewe nodig. Halleluja, prys die Here. Hy sê, en met krag, en hy het die land deurgegaan, goed gedoen, en almal genees. Broer Neil, almal. Wat sê Jesus vir ons? Gaan en gemaak disippels, lê jou hande op en genees hulle. Ja. Het ons gehoor hierdie man, hy het nie kennis nie, hy het nie Bybelskool gedoen of niks nie, maar hoor mooi vanmôre, hy's aangedoen met krag uit die hoogte, en hy het die pastoor se woord gevat, gesê, ek gaan en ek gaan salf. Gaan dit werk, gaan dit nie werk, is nie my saakie. Al wat ek doen, ek moet gaan doen. Amen, hoor gou mooi. Goed gedoen en almal genees, wat onder die mag van die duiwel was. Weet jy wat, kind van God, weet jy hoeveel mense is onder die mag van die duiwel? Ja, baie. Hy is vasgevang in tradisie, dis 'n duiwelse mag. Is dit waar? Ek is maar alright soos ek is. Ek bly maar net soos ek is. Weet jy wat, pastoor praat aan mekaar van my skinnery, ek bly daarby, want dit is dan lekker om te skinder. Is dit waar vanmôre? Ek wil vanmôre vir jou sê, jy gaan hel toe deur jou skindertong. Weet jy, om Chris Diederik, sy ou godsman, hy kom by 'n antie het hom vreeslik beskinder. En hy kom daar, maar die tannie het lekker koek en goed gebak. En toe hy instap, toe sê die tannie, pastoor, ek het vir jou lekker koek gebak. Hy sê, wonderlik ou dierbare. Hy haal sy knipmes, sy sê, wat wil jy doen, wil jy die koek sny? Hy sê nie, ek wil hy skinderbekton van jou afsny. Amen, prys die Here. Baie keer moet God kom en die skindertong uit ons kom sny. Kind van die Here, en ons 'n nuwe tong gee. Dan, hoor gou mooi, dit wat jy van vol is, loop jou mondjie van oor. Ja, dit Is dit waar? As jy leeg is van God, dan praat jy wêreldse dinge. Ja, En dan soek jy mense wat dieselfde praat. Weet jy sit by daai wat dood praat oor God se werk. Dis die waarheid. Hy sien in alles, o die Here het my gewys. Nee man, die Here het jou niks gewys nie man. Jy het gekoekeloer by die duiwel, Ja, halleluja. Want as jy teen alle godsmense praat, dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy's 'n spreekbuis van die duiwel. Dit is ja. Want die oordeel wat jy oordeel, sal jy geoordeel word. Weet jy kan oordeel want jy doen boggerop. Ja. Ekskuus tog, is mooi Afrikaans. Amen. Omdat God met hom was. God is met ons. Weet jy, God se woord sê, sy oë deurgrond hierdie hele wêreld, om hulle kragtig te ondersteun. Wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Het jy 'n onverdeelde hart, dan sal jy nooit teen God se mense praat nie. Luister mooi, ek het op die punt gekom, 'n ander godsman kan maak wat hy wil. Ek moet sorg dat ek in die wil van die Here bly. Dit Is dit waar vanmôre? Weet jy ons, ek is eerlik, is 'n lelike duiwelse ding wat onder die predikers is. Weet jy, kyk die sangers, hulle is veronderstel om wêreldlinge te wees, maar hulle is mooi by mekaar. Die een praat mooi van die ander een. Of mense, ek wil nie verder gaan hoe lyk dit in die kerkie. Is dit waar? Ons is teen daai bediening en teen daai bediening. Hoor mooi, ek is net teen 'n bediening wat Jesus Christus nie verkondig nie. ja. As jy praat van die pries, wat die hemelse sluise se deure vir jou het, dan is ek teen jou. Is dit waar vanmôre? Ek sê teen jou nie, maar ek is teen jou stand, teen jou, hoe noem jy dit nou? Jou lering. Amen. Want dis alleenlik Jesus Christus. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy's gewapen met die grootste wapen wat jy kan kry. As jy gaan in die naam van Jesus. Elke, Here Jesus, elke knie moet buig en elke tong sal bely. Jy het in die regte naam gekom. Word jy net minder sodat Jesus meer kan wees. As jy gaan, moenie gaan om vir jou, wat noem jy dit, vir jou voordeel, of wat noem jy daai woord so? Ja, anders is jou voordeel. Nee, maar wat is daai Engelse woord? Nee, jammer jong. Nee, kom Ek gooi my nou. Was 'n swaar woord.
Dit is 'n swaar lied, of Dit is 'n swaar, kan Hy's jy- Engels, prys die Here. Maar moenie gaan vir jou vir voordeel. Perks, Perks. Perks. perks, Baie mense wil perks. perks. Baie mense wil perks hê. But they do nothing. As hulle iets wil doen, dan wil hulle perks hê. Die regte mense, broer, moenie kom mos, jy moes by lekker gesê perks, praise the Lord. Ja. Halleluja. En ons is getuiendes van alles wat hy gedoen het in die Joodse land. Ja. Weet jy, daar moet 'n getuie rondloop, man. Is dit waar? As jy ingaan in die hospitaal, dan moet hulle sê, hey, ons moet die ou uitkry, jong, hier gaan mense gesond uitkom buitekant toe, halleluja. Ja. Ek lag so, pastoor Anders van der Walt vertel, hy het 'n vriend wat 'n dokter is. Hy gaan na die dokter toe, die dokter sê vir hom, julle jong, ek verstaan nie julle Pinkster mense nie. Sondag sing hulle hemel toe, maandag is julle hier dat ek julle gesond maak, dat julle die hemel toe Ja, gaan. jy wil nie doodgaan nie. Amen. Alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan die kruis op te hang. Hulle gaan dieselfde wil doen vir ons. Weet jy wat, ons is te pap. Daarom is die mense met ons tevrede. Dit is. Is dit waar vanmôre? Ons is so medium to low. Medium to rare. Nee man, ons moet warm word in die Here, halleluja. Ons moet wees soos tannie Annie van Robertson, as sy die oggend opgestaan, broer, voor sy aantrek, as sy sê, hoedjie op haar kop. Ja, ja. As jy Annie, hoekom sit jy hoed op jou kop? Dus sê sy, ja, die duiwel moet weet, Annie het opgestaan, hier kom sy moeilikheid. Amen. Maar sy het nie net gepraat nie. Sy het geroer was sy. Sy het die treklavier op haar rug gesit. Ry sy van Robertson McGregor toe, ek weet nie, dis seker omtrent 15 km. Met 'n dugwheel fiets. Met 'n dugwheel bicycle. Dan gaan speel sy, Ja. dan gaan maak sy skare, dan geroer sy die water. So roer die water 'n bietjie hoor. Amen. Dan gebeur daar dinge. Wie maak die skare Oproerig. oproerig? Dis die Jesus is seun van Dis Jesus die seun van God. Halleluja, moet ek dit vir julle sing nie. Ja. Sal nie sing nie, prys die Here. Halleluja, hoor gou mooi. Sy koop 'n huis langs die Bloubaar. Sjoe. Na 3 maande kom die eienaar na, hy sê tannie man asseblief, ek gee jou 2 keer meer as wat jy betaal. Sy sê hoekom? Hy sê nee, hulle kom net tot by, sy het 'n groot stoep gehad voor. Hulle kom net tot by jou stoep, maar bekeer hulle gaan hulle huis toe, drink hulle nie. 'n Ou tannie wat gereed gemaak was eintlik moes gereed geword het om te sterwe. Sy was gereed om vir God iets te doen. Ja, ja. Sy het die water geroer. Almal op Robertson het geweet van ouma Anna. Prys God. Ken almal jou op Portable as iemand wat die water laat roer, wat iets doen vir God se werk, of wat 'n water laat jy roer. Hom het God op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. En nie aan die hele volk nie, maar aan getuienis wat deur God van tevore verkies was, Ja. om aan ons wat hom ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy uit die dood opgestaan het. Ja. Was jy al in 'n maaltyd saam met Jesus? Ek praat geestelik. Dat jy sy teenwoordigheid geervaar het, nie net in die kerkie, maar by jou huis. Weet jy, Heidi de Beer, sy was 'n rowwe diamant. Weet jy wat sy sê, sy was die matras van die Hells Angels. En sy kom kragtadig tot bekering een aand in 'n tentdiens. En God maak haar vry. En sy sê, toe die pastoor vir haar bid, toe formeer sy, toe gooi sy op, wat het so gestink het rondom haar. Sy sê die duiwels kon nie eers nes hou daar nie. Maar hoor mooi vanmôre, toe sy by Jesus uitkom, toe sê sy, Here, ek wil ook u woord ken. Sy sê, maar Here, ek het net Sannet 6 op skool gehad. Sê, Here, ek het nie verstand het. Die Here sê, it's not on top, it's inside. En sy vat die woord van God en sy begin die woord van God te bestudeer. En ek wil vir jou sê, God het daai vrou magtig gebruik.
Amen. Sy het by plekke uitgekom wat ander mense gewonder het, hoe kom hulle daar? Maar waar sy gegaan het sy gaan vertel van die grootheid van Jesus Christus. Wat wil ek nou eintlik van haar vertel? Ja, ek weet al die gebeur. Ek kan nou nie onthou. Prys God. Maar hoor mooi vanmôre. Baie diep het hy haar uitgehaal. Daarom het sy 'n baie diep getuie gehad. Ja. Is dit waar? Sy verkoop alles en sy trek na 'n huis vir ongehuurde vroue. Ongehuurde. En weet jy wat? God red daar mense. Vroue wat verslaaf was, wat Ja. alkoholiste was. God gebruik haar in die akker waar sy uitkom. Ja. God wil jou gebruik. God het jou portable gesit met 'n doel. Ja. Is dit waar vanmôre? En het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te getuig dat hy is wat deur God bestem is, regter van die lewende en die dode. Ja. Weet jy, ons het mos nie geleerdheid nodig, die broer. Nee. Is dit waar? Nee. Ek moet nou nog 'n kursus gaan doen. Nee, gratis geleer. Ek moet nou nog 'n seminar hier's later na van al die seminare. Ja, nee. Of nog 'n begrawing hou. Hier's 'n man, hy wil elke Sondag begrawing hê. Sê nee broer man, ons het lankal begrawe die ou dinge. Die ou dinge, nou maar wanneer het jy, ek sê, weet jy, vrou vir haar, dis seker 15 jaar laas 'n vergadering gehad, prys God, halleluja. Daar word nie siele gered op dit nie. Ons moet met dinge begin besig wees wat vir God tel, kind van die Here, is dit waar? Ja. Aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sonde deur sy naam ontvang. Weet jy, ons moet nie gaan vertel hoe vreeslik streng is God nie. Is dit waar vanmôre? Wanneer laas het jy met 'n sondaar, ek praat van 'n sondaar gepraat, en vir hom gesê, weet jy, Jesus het jou so lief. Al was dit net vir jou of vir haar, dan het Jesus vir jou in die kruis gesterwe. Maar weet jy, het jou so lief, dat hy toegelaat het dat ek vanmôre met jou kan praat. En sy sê, sy genade, sy liefde is vanmôre nog vir jou. Ons is nie daar om mense te slaan met God se woord nie. Hoor mooi vanmôre man, daai dinge is verby, dis agter ons man. Toe ons nog jonk was, kon ons ophou met sulke goed. Ja. Nou moet ons ophou met Here, die sondaar moet inkom. Ja, dat En jy gaan nie 'n sondaar red as hy nie liefde kry nie. Ja, nee, jy gaan. Weet jy, ek praat met 'n vroutjie, 'n man het haar gelos en haar oudste seun het selfmoord gepleeg. Sy sê ja, ek wil nie eers, ek voel ek is 'n niks. My man het my gelos. Ai. My kind het selfmoord gepleeg. Ek sê, weet jy, dit is nie oor jou nie. Dis oor hom wat verkeerd beweeg het. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, Jesus het jou nog so lief, Ja. dat hy my vanmôre daar gesit het om vir jou te sê, daar's 'n toekoms in die Here. Ja. Is dit waar? Hoor mooi vanmôre man, ons moet begin roep vir mense en sê, hoorie man, it's not too late. Dis nog nie oor voor die vet lady gesing het, of wat sê hulle? Daar's nog tyd om jou saak met God reg te maak. Kom nou, laat ons saam bid. Ja, waar. Maar weet jy, ons sit in ons rusbanke en ons sê dit's ander mense se probleem. En met daai geaardheid wil ek vanmôre vir jou sê, daar gaan geleenthede verby jou wat jy nie aangryp het. Ja. Aanhou Godsman elke Sondagoggend, dit hoekom ek nooit leer om dit te kan sê. Employ every effort. Om Josua, hy het elke oggend opgestaan, hy het gesê employ every effort, maar hy het dit nie net gepraat, hy het geloop en doen. Ja. Weet jy, ek wil vir jou vertel, daar was 'n oom in Albertina. Toe was dit of nee? Heidelberg, hy het na Heidelberg. Toe pastoor Marius daar is, ek het dit al vertel, ek wil dit weet, want dit pas mooi in by die saak. Dan bel hy pastoor Marius Diederik 12:00 die aand. Pastoor Marius was 'n bidder. En pastoor Marius miskien net opgehou het, die eerste snork gee, maar bel hy. Hy sê, pastoor, wat moet ek nou doen? Hy sê, broer, jy moet nou slaap, want ek slaap nou. Hy sê, nee, ek gaan baie lank rus vorentoe.
Hy sê ek nog iets doen vir die Here. Wat moet ek doen? Ek sê ek weet nie my broer, soos die Here jou lei. Hy sê nee, ek voel ek het omtraktaatjies. Ek gaan nou daar by die vulstasie. As ons 'n vulstasie, die eerste een, die naaste een, en dan skiet hy weer oor as Almere is daai kant toe. Jy ken ons daai gebiede broer. Ja. Dan ry hy, dan gaan deel hy traktaatjies uit. Maar hy deel nie net uit, hy praat. En hy sê, hoor jy is op pad Riversdal toe, het jy geweet Riversdal is die meeste ongelukke in die land. Sê maar net, maak jou saak nou reg. Hy sê daar het mense uitgekniel in die middel van die nag en hulle saak met God reggemaak. Ag, as jy vir my sê, pastoor, jy het dit al vertel, gelukkig kan ek sê ek is oud, ek het vergeet of nie. Prys die Here. Hy sê eendag, Oomie, maak die Here om, gee die Here om 'n droom. En hy droom van 'n swart man wat lê. En die Here sê vir hom, trek twee stelle pak klere aan. En hy sê, wat is sy vrou se naam? Boris. Nou hulle albei was stewige mense. Hy sê vir Boris gee haar nog 'n stel klere. Sy sê om te wat? Sê die Here het gesê ek moet dit aantrek. Ja. Hy sê hoor jy so vat daar 'n kan water en dan vat jy 'n emmertjie en seep en goed. Hoekom? Hy sê ek weet die Here sê ek gaan dit nodig kry. Ja. As jy so ingeskakel by God. Hy ry. Hy kom langs die pad, daar lê 'n swart man. Hulle het hom uitmekaar uitgeslag, skollies. Hy's uit sy klere uit. Hy stap na hom toe, hy was hom. Hy trek sy klere uit, sy vrou sê nou, sê Deurkmond sê hy klere is te groot, hy sê hy trek hom dubbel aan, maar so right, ek gaan nou aantrek. En hy kom teruggestap en hy sê die Here sê, Boris, klim jy agter, het so Mercedes diesel gehad, klim jy agterin, hy moet voorsit. En die man neem Jesus aan. En hy was die myn evangelis in Mosambiek. Hy het siele vir die Here ingebring, pastoor, maar hy sê dan, hou hulle teen beskuit. Ja. Hy sê, nee, ons kan nie so nie, ons moet bid, voor ons iets eet. Hy sê, dat bid hy man jou in die hemel. 'n verlore man wat gelê het, maar hy het by God gehoor. En hy was gegeer om te gaan doen. Dat is jy gegeer. Het help nie wil na iemand toe gaan en jy het niks binnekant nie. Jy moet vol wees van die Here as jy gaan dat jy Jesus kan gaan verkondig. Moenie daar kom en sê ek is lede in Christus nie, maar los lede in Christus. Ja, nee. Jy's by Jesus. Dan gaan ons kerk se naam wees Jesus se kerk. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Ja, mag ons weer 'n bediening kry waar die Heilige Gees sal val op mense se tabernakel. Dat mense nie sal sit en slaap nie, maar dat hulle sal wakker word uit hulle slaap uit en sal sê, "Jo, wat het nou met my gebeur?" Weet jy, jare terug, toe sit hoe kyk die broer Willie wat ons moes hier gedoop het. En daai aand, of wat se aand, sê ek vir broer Willie, ek moet gou na die pastoor en hy moet net kyk na die pyp, ons het sommer 'n houspypie deur die venster en hier. En broer Willie vergeet van die houspyp. En die diens loop. En pastoor Hitler was ook hier, pastoor Heiman. En hy sê nog, waar die Heilige Gees teenwoordig is, moet jy oppas, gebeur enigiets, die volgende oomblik maak hy doophatek, en hy bars. Die hele kerk is onder die water, prys die Here. Weet jy, kom 'n godsman, hy het niks geweet van daai nie. En hy sê, hier gaan baie siele gered word. Want God sê vir my, die water wat geloop het, is 'n bewys van die salwing. Weet jy, ons het weer nodig om te soek na daai salwing. Is dit waar? As jy opkom na die huis van die Here, dan moenie na my kom luister nie. Kom op met die salwing van die Here. Sê vir die Here, Here, ek soek iets vanmôre. Here, maar ek wil iets bring, sodat ek iets kan uitstort. Is dit waar vanmôre, kind van God? Hoor mooi vanmôre, my bietjie en jou bietjie, maak 'n klomp baie bietjies. Ja. Maar as dit net my bietjie is, dan gaan jy met die bietjie huis toe. Ja. Is dit waar vanmôre?
Here, ek bid dat die salwing van die Here weer sal oorval. Dit is hom lekker om kerk te hou, as die salwing van die Here daar. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. God is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Pastoor, maar jy moet eers gedoop wees voor jy die doping in die Heilige Gees kry. Nee, as jy wil God wil, is dit waar. Hy het sy Heilige Gees gestuur om uitgestort te word van die kleinste tot die oudste. Daar pastoor Monty Elof hou dienste in Woolsley. Hy het 'n bediening gehad dat hy bid vir mense vir die doping in die Heilige Gees. En ek kom, en my broertjie is daar, en ek gaan daar toe, ek sê, Boeta, kom nog vanaand saam kerk toe. Kan nog onthou, hy het so 'n groot bierbeker gehad. Nou, daai bierbeker is gestop van die brandewyn en kook, totdat hy oorloop. Hy sê, as ek klaar is met die dop, dan kom ek kerk toe. Ek sê, gooi die dop uit, man, dan kom jy. Nee, is dit duur. Ek gaan eers die dop klaar maak. En ek dog, hy gaan nooit kom nie. En hy kom daai aan kerk toe. Weet jy wie is heel eerste gedoop met die Heilige Gees? Tertius. Want toe hy hoor, toe sê hy, Here, ek begeer dit. En hy sê, heel eerste een wat opstaan. Weet jy, daai pastoor kon gesê, hoorie my broer, is jy nou gedoop? Hoorie broer, ek ruik my neus, soos nie daai ding baie, my neus is gered, ek ruik hier's gesuip. Want God is gered van hierdie goeders. God wil mense doop met die Heilige Gees en hulle toerus met krag uit die hoogte sodat dit kan gaan. Vir God gaan dit nie oor 'n gaan saak, nie 'n sit saak. Weet jy, die kerk lyk soos hy lyk omdat ons almal sit. Is dit waar, kind van die Here? 'n Pastoor bel my en sê ek moet seminare kom hou. Hoe kry ek reg om so 'n klomp mense op 'n klein dorpie? Ek sê, broer, lig jou net op by die seat uit. Doen jy iets, dan doen God iets. God soek doeners, man. Nie praters, nie doeners. Is dit waar vanmôre? Ja. Ons het vanmôre gehoor hierdie voorwoord. Wat doen jy om God se naam te laat wow? Hy het nie gekom in sy naam nie. Hy het gekom met die salwing in die naam van Jesus Christus. Hy was voorberei. Ons gaan na mense toe, ons is so voorberei van die rugby wat aangegaan het, of wat het Tannie Sunny of Tannie Annie gesê, dat ons so vol is met Tannie Annie en Sunny, dat ons niks vir die Here kan doen nie. Want hulle het gehoor, hoe hulle in alle tale spreek, en God groot maak. Pastoor, daai tale wat julle praat, want dit is ons tale. Begeer dit ook 'n slag. En beoefen jou in die godsaligheid. Want ons het dit gekry verniet, maar ons het dit ook verniet verloor. Amen, of einde. Hoeveel keer gebruik ons daai gawe, wat ons by die, as jy nog nie 'n gawe van tale gekry het, kom laat ons vir jou bid, dat God jou toerus, dat die tale God se tale en nie skindertale sal wees. Weet jy wat van die tale weg, skindertale? En die was 'n vrou die Here het sy in tale gesing dat die bisies bewe. Maar hy daai selfe mond vloek sy haar man toe ek instap. Toe sien sy my terug, ek sê nie wat my nie kan. Ek sien jou vloek so ek sien jou brommer vlieg by jou agterdeur uit 'n reverse keer. Prys die Here. Maar God ons help man. Amen. Toe het Petrus begin spreek. Niemand kan tog die water weer dat hierdie mense wat net soos ons in die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Hoor, hulle is eers gedoop met die Heilige Gees. En toe is hulle gedoop in water. Weet jy, as jy gedoop is in die Heilige Gees, my broertjie het altyd teen doop gepraat. Spoedig. Toe raak hy ook gehoorsaam. My pa het vir my gesê, asseblief my kind, jy laat jou net nie doop nie. Hy klomp wederdopers gaan jou versuip. Sê ek is alright pa, as ek kan versuip, gaan ek hemel toe. Amen. En hy beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Amen. Ek doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Hier's 'n vroutjie, sy sê sy wil gedoop word, man. Sy wil net in die naam van die Here gedoop word. Ek sê nee, suster, ons ry kom. Ek sal dit doen. Ek sê maar gaan glip na die tyd joh. Hy jou 3 keer onderdruk. Ek gee sommer 4 keer omdat jy net 1 keer wil gedoop word het. Amen, prys die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae daar te bly. Weet jy, mense moet lyk dat jy moet by hulle wees. Mense moet lyk dat jy die water 'n bietjie roer. Is dit waar? Hulle sal ook sê, o, jette. Hoor mooi man. Daar kom 'n tyd, jy sien, die mense wat jou liefhet, hulle nooi jou nie meer as haar paartjies is. Want jy pas nie in nie. Nee, hulle kan my nooi na 'n party toe ek drink nie. Maar die Here weet, hulle kry 'n ander party as ons daar 'n party gedrink. Ons is eendag gaan jag ons saam met my broer. En my ander broer se seun, sy bek is later pers van die wyn. Hulle vat net wyn. Sauvignon. Hoe sê jy Sauvignon? Sauvignon, dan skud hulle dit so. Sauvignon. Ja? Ja. En hoor gou mooi. En hy sê nee. Nou het hy genoeg van die praatjies. Hy sê die woord van die Here sê, ons mag maar drink. Ek sê vir jou maag broer, nie vir jou kop nie. Amen. Dit moet gaan tot die Here van God. Dit wat jy doen, behaag, pastoor Willie Botha, die blinde pastoor, hy sing 'n mooi liedjie, dit wat ons doen, behaag die Here of so iets van die aard. Dit wat jy doen, doen jy dit tot ere van die Here. Kom vanmôre kind van God, mag goed so. Here help my, doen my aan met nuwe vuur. Here, dat ek my bietjie sal vat, en met my bietjie, in u hand, is baie meer as my baie in 'n mens se hand. Here, gebruik hierdie bietjie wat ek het. Here, ek gaan begin waag in die godheid. Hardes, daar by jou by die werk, stap sommer in man en begin jou mense te salf en te sê in die naam van Jesus Christus salf op jou. Gaan jy ongewild wees? Miskien nie. Miskien gaan hulle vir jou die meeste agting kry. Hoe sê jy met die waar? Yes, hoor gou mooi, wat gaan gebeur? Jy gaan die gevolge van die opdrag gaan jy sien. Ja, dis waar. Weet jy, daar waar jy werk, weet hulle jy's 'n pastoor. Weet hulle jy dien die Here. Jy hoef nie 'n pastoor te wees nie. Weet hulle jy dien die Here. Weet hulle jy's 'n gesalfde van die Here. Man, jy moet sommer jou botteltjie olie in jou sak dra. As hy lek, prys die Here, kry jy nog bietjie meer olie. Amen. So sê wat se kol is dit daar, sê die by sampet stikkend gestamp die olie loop uit. Amen. Kom wees gekeerd vir die Here. Ja. Wie van julle sê, Here, ek is moeg van mors doodvrek. Ja. Here, ek wil iets doen vir u. Here, maak dit wakker in my binneste. Want ek weet nie, Here, hoe lank tyd het ek nog. Dit is. En moenie mense veroordeel nie, asseblief tog. Ons is hier om mense te slaan en te sê dit wat jy, die klere man, los die klere uit man, prys God man, nie God kyk na die hart man. Amen. Los die klere drag uit man. Prys God, laaste ek preek 'n kalf. Want pastoor Benny het gesê, is pastoor, wie is dit nou weer? Anetjie, hy pastoor, hy hartaanval ook gehad het. Nie Benny gesig het, hy het gesê, as hy bedien, wat bedoel nie die kaalvoet, want hy staan op heilige grond. Weet jy, ons moet weer gesag kry vir hierdie lewende God. Ons moet op ons 2 voete staan en te sê, Here, vir te lank was ek sonder rugmark. Te lank het wêreld my rondgegooi. Te lank was ek bekommerd, wat gaan my baas sê? Miskien het jou baas net 'n dosis van 'n bietjie olie nodig. As jy hom kan salf, gooi sommer so 'n bietjie man, wat is hy sanger wat so satanis was tot met lang hare? Jeff Fennell. Sy vrou. Ja, Hy was 'n duiwel aanbidder en hy het daai liedjie gesing, Highway to Hell. Hy was 'n willigheid.
Hy het sy vrou geslaan, sy vrou was pregnant, toe skop hy die vrou tot die kind afkom. Weet jy, sy het hom nie weggegooi nie. Sy het sy voete gesaal, sy skoene gesaal, sy kopkussing gesaal. Toe hy haar wil skei die dag, toe sê hy, dis hoe mens met. Sy praat in tale. In die hof. Sy sê ja, in my skoene bly nat onder van salfolie. In die aand kan ek nie slaap en my kopkussing is onder die salwing. En hoor mooi, sy kry 'n paar manne, maar groot manne. Wat in haar kombuis werk. Wat in haar kombuis kom Nuwe werk. kaste. Nuwe kaste insit, maar dis ou. Hulle is Christene. Ja, maar dis ou motorbike manne. Ja. En hulle gryp Hulle gryp hom. hom. Nou dryf die En duiwel hulle uit. dryf die duiwel uit hom. Hy man dien die Here Jesus Christus met alles binne. Dis die waarheid. Dit Daar was 'n klein vrou daai. wat gestaan het en gesê het, ek sal nie met my man hel toe gaan nie. Ek het autoriteit. God het my die salfolie gegee, gaan hom Hy salf. preek vandag. Amen. Preek. Jy weet nie, weet jy, is dit een van die predikers. Hulle was net 2 in 'n Sondagskoolklas. By die grym. Billy Graham. En daai onderwyseres het gepreek asof daai klasie vol mense was. En Billy Graham kom tot bekering en hy het vir God gewerk. Hy's dood net. Tot sy dood. By die grym. Deur een vrou wat dan nie geskaam het vir die evangelie van Jesus Christus. Ons is dan nou te min. Ons gaan dit net so 'n bietjie roer. Nee, sy het geroer onder hulle. En hy kom tot bekering. Mooi man. Moenie vandag sê, ek het niks om vir die Here te doen. Jy het baie om vir die Here te Kan doen. baie doen. Want die Here het baie vir jou gedoen. Hy het jou uit die moddersluike proneel as ek en jy terugkyk. Kan ons sê, dankie Here. Ek moet elke dag brand vir die Here. Want U het my diep uitgehaal. Pastoor Harder, U het my diep uitgehaal. Dis goed. Here, sit daai begeerte in my wat in Jesus was. Jesus het aarde toe gekom dat elke liewe mens gered moet word. Peter, as julle moet mooi hoor, julle sit hier elke Sondag. Julle hoor die woord van God. Maar as jy nie op die dag jou knie gaan buig en sê, Here, ek is 'n sondaar. Here, hierdie drank, wat dink jy wat doen hy drank aan jou? Die borreleienaar ry met 'n motorkar, jy het omtrent die skoene om te draai. Jy moet loop en bedel. Is dit waar, Peter? Terwyl jy eintlik 'n gesalfde van die Here kan wees, maar dis jou keuse, pastoor kan nie die keuse vir jou doen nie. Jy kan maar my roer tussen die takke deur. Prys God, halleluja. Ek praat deur uit takke binne jou hart. Amen. Maar God ons help. Dat die takke nie sal verhinder dat ons God se woord hoor. God is in control. Hy wil my uit die takke uithaal. Weet jy wat was daai man wat in die boom geklim het? Saggeus. Dokter Isak Burger vertel van 'n pastoor wat preek. En toe in plaas van Saggeus, toe sê hy Saulus. En 'n ander pastoor kom by hom. En hy stamp, hy sê, "It's not Saulus, it's Saggeus." Hy sê, "Hey, Saulus, you and Saggeus tree, get out that Saggeus can get you." Prys die Here. Halleluja. As jy in die boom waar God jou wil hê, jy klaar so oor Portable, jy klaar so oor Citadel, jy klaar daar waar jy bly. Nee, ek kan. God het jou nodig daar waar jy is. Maar as jy niks doen nie, oppas dat God jou nie wegvat nie. En iemand daar plaas wat iets wil. Want God wil Portable wen. Is dit waar vanmôre? Mag God ons wakker maak oor God se woord. Ja. Dat jy vir jou 'n botteltjie salfolie in die geloof sal vat. Sê Here, vanmôre, ek weet nie as daai man se woord nie vanoggend myne is maar nie, maar as daai man se woord nie vanmôre iets in jou hart gedoen het om jou wakker te maak en sê Here, ek gaan my botteltjie salfolie in my sak dra. Brother, jy wat so met die mense te doen, die hippies en al hy. Salf daai hippies, salf hy rasta met die hare net so reguit staan. Amen. Prys die Here. Maar God ons ja, dat ons 'n verskil sal maak. Nie in 'n ander dorpie man.
Mense maak geld by mekaar om oor see te gaan, maar hier op Portugal doen jy niks vir die Here nie. God het jou op Portugal gesit om iets te doen. God het jou in hierdie deel waar jy nou is, Weskaap of Weskus, Weskaap gesit om iets te doen vir die Here. Maak dit ek met die ook kan Kom maak. kind van die Here, Elke oggend, elke aand. kom ons doen iets vir Jesus. Die boodskap is. Jou selfoon, waarvoor gebruik jou selfoon? Ek hoor in die oggend, elke liewe oggend, dan stuur sy maar vir al die mense sê. Sy nie vir haar terugstuur, ja, los sy ook. Ja, los sy hier. Hoor Maar gou, stuur vir die ook kaart, bemoedig stuur sy vir die oog aan, jy moet hoor, wat sy mooi goed stuur hulle terug. Baie mooi. Ons het nodig om dit te doen. Nee. Dis dit wat jy nie nodig het om te doen nie, wat jy doen wat vir jou gaan tel. Ja, stuur vir die boodskap. Jy moet dit nie uit gewoonte uit doen nie, jy moet dit uit liefde uit doen. Want as dit gewoonte is, dan is dit maar bitter. Maar as dit uit liefde uitkom, dan tref het, daar waar dit moet tref. Dit is. Kom kind van God, ons elkeen. Mag die Here tog help as ons hier uitloop vandag. Daar iets in ons binneste gebeur het. Om te weet, ons staan eendig voor 'n lewende God. Dis nie wat ons nie gedoen het, dit is wat ons gedoen het vir die Here. Om siele vir God. Mag God my en jou help. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons dra mekaar se las. Ek het julle gebede baie nodig. Julle moet mooi hoor. Ek het julle gebede baie nodig. Baie oggende as ek opstaan om die woord te bring. Die Here weet as ek my bloede toep staan na, sê ek, "Jo Here." En my stille life, ek sê, "Ja, maar hier's nog rooi peper, laat loop." Nee, ek sal net oorkom of nie. Prys die Here. God help die wat gehelp wil word. Moenie dat jou siekte of jou tekortkominge sal maak dat jy eendag voor die Here God skuldig staan. Nee. Jy is net in staat om te doen dit wat jy doen. As jy gelimit word met dit wat jy nie doen nie, dan is jy nie in staat om dit te doen nie. Maar as jy jou voet in die water sit en jy doen wat jy kan doen, verval die limits. Want by God is daar nie 'n limit nie. God sien nie 'n mens, man, hoor mooi. Hy maak jou om te kan doen dit waarvoor hy jou gestuur het. Jy hoef nie te kwalifiseer nie, hy kwalifiseer jou. Dis waar. Maar God my en jou help. Dat ons vanmôre sal sê, Here, hierdie ou lewe van hoop maak. Glo maar. Ag, as dit gebeur, laat dit gebeur en dit sal gebeur. Die Here seën vir julle. Amen. Kom ons sing 'n laaste liedjie tot eer van Koning Jesus. So, daar is speakers en dan maar zo langs dit. Ja, die wat geslaap het is wakker nou. Vir al die katte. Al die katte. Kom ons dien die meester, hy aan die stroom. Hy het die sonne, hy is onze Jood. Hy het jou verloren, Satan was gedaan. Na veilig lewe, na elke dag. Kom ons dien die meester, hy aan die stroom. Hy het die sonne, Baie dankie Here dat deur die Heilige Gees ons bewus word van U teenwoordigheid. Dankie Here dat U duidelik met elkeen van ons gepraat het. Jesus, Ons gebed is Here dat ons dit wat ons hoor sal inknie in ons lewens yes Lord Jesus. en ons 'n vrug vir Jesus Christus sal dra. Wees met elkeen waar ons huis toe gaan, seën ons Here, laat ons geseëndes van die Here kan wees om Jesus wil. Mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees
Die genade van God onze Vader met ons wees en by ons bly. Almal wat die Here verwag op die wolke, sê saam met my, amen en amen. Prys die Here. You too, my friend, my brother. Nou net kom. En. Dis jou van. Okay. You must learn your